Ons groet u. Ons groet u in die mooiste naam wat daar is, die naam van ons Here Jesus Christus. Ons hoop u is geseënd. Wel, dis 'n voorreg om hier te wees. Dit self is 'n groot seën om in die huis van die Here te kan wees, om nog oop kerkdeure te kan instap, sy naam te kan grootmaak, te kan aanbid in vryheid en in die openbaar en hom te kan dien en te kan verheerlik. Ja, ek self was so 'n bietjie 2 weke met verlof. Dankie vir u elkeen se ondersteuning hier by die dienste. Pastoor Roan en my pa vir die boodskappe. Ek was daarom laasweek het ek vir die eerste keer in my eie gemeente kom kuier terwyl ek self op verlof is, maar dis omdat my Piet meisiekind gedoop is. So nou ja, toe ek hier kom sit as 'n lidmaat, so ek het die diens terdee geniet. Ja, ons internet is af. Jy sal sien hulle het hier buite 'n muur verleng en toes moes daar boomwortels goed uitgehaal word en nou ja, die fiberlyn was in die pad. So die ouens sal dit seker in hierdie week kom regmaak. So ons sal weer van volgende week af, as die Here wil, al die dienste kan lewendig uitsaai. U kan so lank saam met my blaai na Efesiërs hoofstuk 5. Efesiërs hoofstuk 5. Ons leef in die eindtyd. Die laaste paar minute, glo ek, op die wêreld se horlosie, God se tyd. Ek dink as 'n mens dit nie besef nie, is dit omdat 'n mens dalk 'n mens self blind staar, omdat ons so 'n gejaagde lewe het, dat ons nie opmerk wat om ons aangaan nie. Pastoor Roan noem vanoggend vir my, dat die jeug in Amerika het nou, die demokrate het 'n konferensie. En nou by konferensies het jy gewoonlik stalletjies soos 'n lekker warmbrak stalletjie en 'n chip en dip en hulle het sommer 'n aborsie stalletjie daar vir die jong mense. My broer en suster, besef ons wat's in die wêreld aan die gang. Noem dit wat dit is, dis 'n moordstalletjie. Openlik, kom, jy kan hier 'n moord kom pleeg. Welkom. En dit word geprys en geloof en dis die tyd van ons leef. Die geestelike verval in die kerk, ek weet nie wie van u lees bietjie nuus nie, het u gesien die kerk van Engeland, om nou meer inklusief te wees, wil nou die woord kerk wegvat. Nou wat gaan hulle dan nou wees? Die Engeland, want hulle gaan die woord kerk uithaal. So ek weet nie wat hulle wil wees nie, maar jy sien my broeder en suster, die oomblik wat die kerk nie meer sout en lig is nie, verloor hy sy identiteit. En as die kerk sy identiteit verloor, Jesus sê as hy sy soutigheid verloor, is hy niks meer werd, as om buitekant uitgegooi te word en deur die wêreld die mense vertrap te word. Dis skokkend, my broeder en suster. Die wêreld, die kerkewêreld wat 'n besigheid word. Dit gebeur nou al vir etlike jare, maar hoe is dit nie vandag so waar? En hier is nog my inleiding, ek gee dit vir u sommer so vir 'n bonus. Dit om vir u bietjie te wys, ons leef regtig in die einde. Dat die kerk al so verval het. Die een student by die teologiese universiteit, ek kan nou nie onthou wat se universiteit, ek het dit net gelees, waar 'n dosent praat oor die identiteit van die kerk. En een van die eienskappe van die kerk is dat die kerk is die liggaam van Christus. En die een student steek sy hand op en vra vir die dosent: "Professor, het ek reg gehoor, is die kerk die liggaam van Christus?" En die dosent sê ja. Hy sê, nou professor, maar as die kerk dan 'n besigheid word, maar dis die liggaam, dan is dit mos niks anders as prostitusie nie. Dis die waarheid, my broeder en suster, dit is ongelukkig so. Nou ja, vandag praat ons oor 'n ander eienskap, 'n ander deel van die identiteit van die kerk van Jesus Christus, en dit is naamlik dat die kerk die bruid van Jesus is. En daarom was dit toe die gedagte my hart opkom, en ek voorberei toe hierdie gedeelte in Efesiërs, dis seker een van die mees prominente, daar's ander gedeeltes ook, maar een van die gedeeltes in die Bybel waar jy soveel waarheid oor die huwelik leer, maar
Ek wil vir u iets wys. As u saam is daar in Efesiërs hoofstuk 5 vanaf vers 22. Nou die manne luister gewoonlik net tot by vers 22. Hulle sal ook vers 23 ook bylees, maar ja. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente. En hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. En dan sê die mans amen, en ons sit die punt daar. Maar ek het al baie uit hierdie gedeelte gepreek by troues ook, maar vanoggend gaan jy nou dalk dit bietjie uit 'n ander hoek uit sien. Let op dat die res van hierdie gedeelte praat hy met die mans. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê. Soos Christus ook die gemeente liefgehad en homself daarvoor oorgegee het. Om dit te heilig nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou liefhet, het homself lief. Want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig. En nou hoofstuk 6 begin hy om te praat met die kinders. Nou hier's baie waarhede te leer vir my en u as mans en as vroue, ons as mans, hoe ons vroue moet lief hê, die dames, hoe dat jy jou man respekteer en hom eerbiedig en onderdanig is. Al hierdie dinge is die waarheid, maar my broeder en suster, hier's iets, 'n kerngedagte wat Paulus hier oordra. En dis ons teksverse, eintlik is vers 31 en vers 32. Hy sê, daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Hy praat oor die huwelik. Maar, kyk wat sê vers 32. Hierdie verborgenheid, hierdie geheimenis, in Engels, dis mystery. Daar's 'n geheim opgesluit in die konsep van die huwelik. Hierdie verborgenheid is groot. Wat is hierdie geheimenis? Maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. Jy sien my broeder en suster, alles in die Bybel, alles in die Ou Testament, wys vorentoe na die Nuwe Testament. Alles wat in die Ou Testament opgeteken is, ja, dis geskiedkundige feite, maar dis prentjies. Paulus skryf daaroor, as hy in Korintiërs skryf van 1 Korintiërs 10, dan sê hy dat al hierdie dinge is vir ons opgeteken as voorbeelde en as waarskuwings op wie die einde van die eeue gekom het. So, dis voorbeelde, daar's prentjies. Nou wil ek vir julle vra, wie die huwelik ingestel? Dis baie belangrik, want ons leef in 'n tyd waar dit aangeval word en waar dit bevraagteken word en waar daar so 'n aanslag is op die huwelik, en ek glo u gaan vanmôre ietsie sien. Ek wil nie vanoggend oor die huwelik praat, oor die huwelik tussen 'n man en 'n vrou. Dit is deel daarvan, dis eintlik 'n prentjie van iets groters waarby ek eintlik wil uitkom. My broeder en suster, daar's 'n geweldige aanslag op die huwelik tussen man en vrou. God het dit ingestel. Inteendeel, God is die eerste pastoor gewees by 'n troue. Waartoe verwys Paulus? Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat, sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Waaruit haal hy aan? Genesis hoofstuk 2. Dit was presies die woorde wat die Here aan Adam gesê het, nadat hy Eva na hom toe gebring het. God was die eerste pastoor by 'n troue. Hy het die eerste troue gehou. Die eerste troue was deur God self gehou. Hy het Adam en Eva getrou. Dit was sy boodskap. Hoekom? Want my broeder en suster, die huwelik moet 'n prentjie wees van iets anders, iets groters, 'n groter geestelike werklikheid, naamlik wat? Ons het dit nou gelees. Christus en sy bruid.
Christus en die kerk, ek sê dit, wat sê hy, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. Ek rol gou hier in my inleiding vir u 'n bonus in. Ek en u as mens is geskape na die beeld van God, nie waar nie? Wel, Adam en Eva volmaak geskape na die beeld van God as gevolg van die sondeval het daai beeld verwronge geraak, het dit gebreek, dis soos 'n spieël. Wanneer God na Adam en Eva gekyk het, wou hy homself sien. Wanneer die diereryk en dit wat die Here hulle oor aangestel het om te heers oor die aarde, wanneer die diereryk Adam en Eva sien, moes hulle 'n voorbeeld wees, dit moes soos 'n prentjie wees, 'n foto wees. Hulle moes God sien as hulle na Adam en Eva kyk. Maar hier is die bonus. Weet jy, die huwelik is so ongelooflike kosbare instelling. Want het jy geweet dat Adam op sy eie, daar's parallelle, kan jy sê is 'n beeld van God. Drie-enig gees, siel en liggaam, daar's baie van hierdie dinge. Maar weet jy, as jy dieper gaan kyk, wat was die eerste opdrag wat die Here vir Adam en Eva gee? Wees vrugbaar en vermeerder. Hoekom? Want die huwelik is eintlik die beeld van God. Hoekom sê ek dit? En dis net vir u vir 'n bonus. As jy na my kyk, kan jy nie vir Nikkie sien nie. Ja, soos 'n ou nou, hoeveel jare 'n ou nou getroud is, dan begin 'n mens na mekaar lyk ook. Jy almal weet dit. So mens moet nou in jou huwelik probeer uitwerk soos wat jy nou wil lyk. Maar as jy na Nikkie kyk, sien jy nie regtig vir my nie. Maar kyk na Benja, dan sien jy my en Nikkie. En wat sê die Bybel van Jesus? In hom woon die volheid van die Godheid liggaamlik. Meer as dit, wat sê Jesus self? Toe was dit Thomas wat hom gevra het, Here, toon ons die Vader, en wat sê Jesus vir Johannes 14? Thomas, ek is al hoe lank by julle? Hoe kan jy vir my sê, was hy of Filippus? Ek is al so lank by julle, Johannes 14. Hoe kan jy vir my sê, toon ons die Vader? Hy wat my gesien het die Vader gesien. Jy sien my broeder en suster, die huwelik, die oomblik as daar kinders is, vorm dit 'n eenheid. Dis 'n prentjie van God. Nou kan jy verstaan hoekom die huwelik vandag hoekom daar so 'n aanslag teen die huwelik is want dis 'n aanslag teen die identiteit van God, teen die beeld van God self. Dis hoekom die Satan so 'n aanslag teen dit loods. Nou ek gaan nie vanmôre daarop uitbrei. U weet hoe is dit vandag onder aanslag met al die geslaggelykheid en geslagverwronging en verwarring en noem dit. Dis 'n aanslag. So my broeder en suster, net so is daar 'n aanslag op die kerk. Want die huwelik moet 'n prentjie wees van Christus en sy bruid. En ek wil vanmôre vir u sê, dis een van die eienskappe van die kerk, naamlik die bruid van Christus, wat die mees prominente beelde is van die kerk. Prentjies is wat die Here gebruik, illustrasies, simbole wat hy gebruik om die kerk te beskryf in die Nuwe Testament, is as die bruid van Christus. Veral as jy kyk na eskatologie, die leer aangaande die einde van alles, hoe dit alles tot 'n einde moet kom en die Here alles wil herstel, is dit die mees prominente beeld wat hy gebruik, is die bruid van Christus. So ek wil met u praat vanmôre, want my broeder en suster, as ons glo ons leef in die einde en dat die Here se koms bitter naby is, dan wil ek vir u sê, wil ek persoonlik, en ek hoop u ook, bitter seker maak dat ek deel is van die bruid van Christus. Want ek gaan vanmôre dalk hier en daar ietsie sê wat u gaan skok, as u al jare in ons gemeente is, dan het u dit al gehoor. Maar dalk u wat ook aanlyn kyk, wanneer die video opgelaai is, ek wil vir u sê, nie almal wat in die kerk is deel van die bruid van Christus nie. Nou, ek gaan nou gou daarby uitkom, is een van die punte waar ek wil praat. Ek wil met u praat oor eienskappe van die bruid van Christus. Nou, ek het 7 punte vanoggend, ek gaan vinnig deur elkeen hardloop. Ek gaan nie by elkeen 'n preek maak nie, want dit is eintlik redelik voor die hand liggend. Die eerste eienskap wat ek wil uitlig oor die bruid van Christus. Wie is die bruid van Christus? Nou, Pastoor Dries het jare gelede, dis nou baie jare terug, ek dink hy het nog, dit was daarom nie met transpirante nie, maar dit was, ek dink met die heel eerste laptop wat die kerk gekoop het hy nog hierdie reeks gedoen, maar dis op YouTube, ek gaan kyk,
Die bruid, tik dit in, gaan op ons YouTube kanaal en kan jy net intik bruid van Christus en jy sal die reeks daar kry. Kyk vir die video's wat die oudste lyk en sal die toe was weer Dries nog swart hare gehad het, dan sal jy weet dis daai moet jy kyk. Nou baie van hierdie kom daar uit, maar wat vir my opvallend was is ek dink nie my pa het enigstens uit hierdie gedeelte uitgepreek nie, maar al 7 punte gaan jy feitelik in hierdie gedeelte kry. Wat ek nou vanmôre met u gaan deel. Daar's ander eienskappe ook, miskien word dit 'n reeks, ons sal sien. Die eerste eienskap is, hier's 12 verse. Net in hierdie 12 versies wat ons nou gelees het, word die woord gemeente 6 keer gebruik. Direk. Indirek word daar 8 keer na die gemeente verwys. So Paulus praat oor die huwelik, maar hy verwys in 12 versies 14 keer na die gemeente. Kan jy dit indink? So ek kon nie daarby verbykom nie. Dit is my eerste eienskap wat ek vir u wil uitlig is, luister my broeder en suster, die bruid van Christus is deel van die gemeente. Nou ek sê nie net ons gemeente nie. Praat van globaal, die gemeente van Christus, die kerk, die bruid van Christus is deel van sy kerk, deel van sy gemeente. Die woord gemeente wat hier gebruik word is die woordjie ekklesia. Nou ek sal nou in my tweede punt daarby kom, maar gemeente, dis vir my, as hy sê hierdie prentjie, die huwelik is 'n beeld van Jesus en sy kerk, kan ek nie daarby verbykom nie, die bruid is deel van die gemeente van Jesus. Hoe hartseer dat daar baie mense is, want daar's 'n aanslag ook teen kerkinstansies. Geweldig, in die Christendom is daar baie mense wat hulle losmaak van die gemeente van Jesus. Nou wil ek vir julle sê, as jy dit doen, is dit bitter gevaarlik, en ek praat nie van ons eie gemeente nie, ek praat van mense wat, ek meen daar's gemeentes wat valshede verkondig, gaan soeke en bid, en gaan skakel ergens in by 'n ander gemeente, maar luister, die bruid van Christus word genoem die gemeente. Nie die individuele Christen nie, die gemeente. Dis per definisie, die bruid is die gemeente. So asseblief, ek wil by u pleit, u wat hier sit, ek preek nou vir die koor, u wat kyk online, wat later na die video kyk, of u wat dalk familie of vriende het, wat in hierdie slaggat getrap het, om hulle los te gemaak het van al wat kerk is, man, ek sal by die huis kerk hou. Dis bitter gevaarlik, ek kan hierdie boodskap met hulle deel, ek pleit by u. Moenie jou losmaak van die gemeente nie. Want jy maak jou los van die bruid van Christus. Want, pastoor, gaan ek dan, is ek outomaties deel van die bruid, omdat ek nou deel is van 'n kerk? Nee, glad nie, want dis juist my tweede gedagte onder hierdie eerste punt van die gemeente, is die bruid van Christus kom uit sy gemeente. Nie almal wat in kerke sit, is deel van die bruid nie. Jy is nie outomaties deel van die bruid, omdat jy ergens aan 'n gemeente behoort, jou naam is op 'n kerkregister en jy woon so nou en dan dienste by nie. Dis 'n oorblyfsel. Baie praktiese voorbeeld, ek wil nou nie toegooi met skrifte nie, maar daar's 'n baie sterk parallel. Paulus skryf daaroor, hoe dat Jesus 'n parallel is van Adam. Eintlik was Adam 'n prentjie van Jesus. Dit was profeties. Hy noem Adam, die eerste Adam, was 'n lewende siel. Hy sê, maar die tweede Adam, Jesus, die laaste Adam, is 'n lewendmakende gees. So daar's baie parallelle wat hy tref, en juist ook as hy oor die huwelik praat, wat sê hy? Adam en Eva, prentjie, Christus sy gemeente. Man en vrou, Adam, Eva, Christus sy gemeente. Kan ek vir u vra, waar het Adam sy bruid gekry? Uit sy liggaam. Het God sy hele liggaam gevat? Nee, hy het 'n klein deeltjie gevat. Hy het 'n ribbebeen gevat. Daar's baie boodskappe al daaroor. Rib is baie naby aan die hart. Luister, die bruid is nie die hele kerk nie. Die liggaam van Christus, uit die liggaam is daar 'n oorblyfsel. Mense wat regtig bruid is. Kyk, genade. Ons almal word uit genade gered. Jy kan nie werk om gered te word nie. Jy moet dit baie mooi hoor vanoggend. Maar bruidskap, ek wil dit net vir u wys vanoggend. So, die bruid, dit beteken nie omdat jy in 'n kerk is, jy is outomaties deel van die bruid nie.
So, dis tweeledig, dis 'n muntstuk. Jy kan nie heeltemal los staan van die kerk nie, want dan is jy nie bruid nie, want die bruid kom uit sy liggaam. Maar jy kan ook nie aanneem, omdat ek in 'n kerk is, ek is outomaties bruid nie. So ek wil dis hoekom ek vanmôre met u wil praat oor, dat ek en u moet ingeskakel wees. Kyk wat sê hy, vers 30, onder hierdie punt, en dan gaan ons aan na die tweede punt. Vers 30 sê, want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. As jy, net ter illustrasie, as jy môreoggend werk toe gaan en jou linkerhand besluit, ek sien vandag lus om te gaan werk nie, en jy kap hom af en jy sit hom op die bedkassie, hoe lank gaan daai hand bly leef? Want jy sny hom af van die bloedtoevloei van die hart wat aan hom lewe gee deur die bloed, jy sny hom af van die verstand wat aan hom sensitiwiteit gee en gevoel gee. Paar uur dan is hy hand dood. Dis die hartseer dat so baie mense sny hulle af van die liggaam van Christus. Ek wil u aanmoedig om by die huis 1 Korinte 12 te gaan lees. Ek weet dit gaan daar oor die gawes, maar as jy die tweede gedeelte gaan lees, praat hy spesifiek oor die liggaam, en jy kan selfs eintlik 1 Korinte 11 saam met dit lees waar hy praat oor die nagmaal. Jy moet dit asseblief gaan lees, hoe dat Paulus waarsku dat mense op 'n onwaardige wyse nagmaal gebruik wanneer hulle die liggaam van Christus nie onderskei nie. So, gaan lees dit, en dan sal jy sien hoe dat hy daar in 1 Korintiërs 12 baie klem daarop lê, dat die hand kan nie vir die voet sê, ek het jou nie nodig nie. Ek en u het mekaar nodig. Moenie jouself nie losmaak van die liggaam van Christus nie, want dan maak jy jouself los van die bruid van Christus. Nou, wat is dan die eienskappe van die bruid? En u gaan sien, is eintlik so kosbaar, so mooi, so eenvoudig. Die eerste een is, die bruid moet gered wees. Nou, u gaan sien, al my punte vanoggend begin met 'n G. Dit was, toe ek klaar was met die eerste 5, toe sien ek almal begin met 'n G, toe sê ek, dis nou toevallig, maar nou ja, toeval God se lig. Gemeente, dis die eerste een, jy moet ingeskakel wees. Jy moet deel wees. Die tweede een is, jy moet gered wees. Want al is jy in 'n gemeente, jy kan kerk toe gaan en jy kan baie godsdienstig wees, maar as jy nie gered is nie, beteken dit niks. Kyk wat sê Paulus hier, vanaf vers 25. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het. Hoe het hy homself oorgegee? Hy's gekruisig vir ons, as sy kerk, as sy bruid, hy's gekruisig vir ons. Hy het 'n baie duur prys vir jou betaal. Kyk wat sê hy, om dit te heilig nadat hy dit gereinig het. Wanneer God jou red, dan reinig hy jou, hy was jou met sy kosbare bloed, Efesiërs 1 vers 7, en ander gedeeltes, ek dink aan 1 Johannes 1 vers 9, waar hy sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons te vergewe en ons te reinig van alle ongeregtigheid. Luister, die bruid is gered, sy's gereinig, sy's gewas, sy's skoon. Jesus se bloed het haar skoon gewas. Sy's gered, sy's gereinig, haar sonde is vergewe. En dit bring my by die volgende enetjie. Die bruid is gedoop. Die bruid is gedoop. Nie besprinkel as baba nie, op die Bybelse manier gedoop. Baie mense gaan vir my kwaad wees. Maar my broeder en suster, wat sê in hierdie selfe vers? Vers 25, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het. Wat sê hy? Met die waterbad. My broeder en suster, die doop is uiters belangrik. Die doop kan jou nie red nie. Pas so 3 jare gelede 'n boodskap gebring, die doop kan jou nie red nie, dit kan jou verlore laat gaan. Okay, wat beteken dit? In baie kort, as jy weier om jou te laat doop, nadat jy tot bekering gekom het, dan leef jy in 'n konstante staat van ongehoorsaamheid. Want dis 'n opdrag, jy moet jou laat doop. As jy dit nie doen nie, en jy weier, botweg weier jy, dan is jy ongehoorsaam aan die opdrag van Jesus Christus. Ek praat nie van iemand wat hulle wil laat doop, en hulle kom in 'n motorongeluk voor die doopdiens, en die Here sê as hulle gedoop, hulle het hulle sou hulle laat doop. Jy verstaan wat ek bedoel? Ek praat van mense wat moedswillig weier en sê, man, ek sal my nie laat doop nie, nadat jy tot die insig van die waarheid van die skrif gekom het. Maar broer en suster, net vir 'n illustrasie. Want alles in die Jodendom, jy kan nie die Bybel verstaan as jy nie die Joodse kultuur, nou ek praat nie van die moderne Joodse kultuur nie, ek praat van die Bybelse Joodse kultuur verstaan nie. Een van die dinge van die bruid van Christus,
is daar 'n geweldige sterk parallel tussen 'n Joodse huwelik en die proses rondom dit, van die verloving af dwarsdeur tot waar sy uiteindelik met haar bruidegom trou en die bruid van Christus. Nou ek gaan nie vanmôre daarop uitbrei nie, ek noem vir u een ding as illustrasie. Die oomblik wat 'n Joodse paartjie verloof raak. Hoor wat ek vir u sê, dis die waarheid, jy kan dit gaan oplees. Die oomblik wat 'n Joodse paartjie verloof raak, die oomblik wat die bruidjie vir die bruidegom sê ja, is een van die eerste dinge wat sy doen is, sy laat haar doop. Vandag nog, baie van die ortodokse Jode, sy ondergaan 'n reinigingsbad. Nie 'n besprinkeling nie, sy gaan laat hulle haar skoon was, sy onder die water, sy word gedoop. As 'n teken, sy behoort aan haar man. Dis soos 'n verloofring. Ek en u as boerevolk dra vandag 'n verloofring as jy verloof raak. Ek wil vir u sê, as jy weier om jou te laat doop, het jy eintlik vir Jesus nee gesê vir bruidskap. Dis 'n harde woord, my broeder en suster. Ek praat nie van mense wat verkeerd geleer is, nooit geweet het nie. Ek praat van mense wat moedswillig sê, nee, ek sal my nie laat doop nie. Jy sê vir Jesus nee vir bruidskap. Dit daar gelaat. Ons kan oor al hierdie goed 'n hele preek bring. So, volgende puntjie, so het jy dit, gemeente, gered, gedoop. Die volgende ene wat hy sê, is geheilig. Ook vers 26, kom ons lees maar weer vers 25 vir die konteks. Manne, julle met julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig. Die pad van heiligmaking. Heiligmaking, my broeder en suster, is nie opsioneel nie. Baie mense dink, man, ek het my hart vir die Here gegee, ek kan aangaan met my lewe. Jy het nog net by die deur ingegaan, jy het nog nie die weg bewandel nie. Ek en u, my broeder en suster, heiligmaking is nie opsioneel nie. Heiligmaking is uiters belangrik. Jesus gaan jou nie red en jou los waar jy is nie. Die ware God red jou en dan begin hy 'n heiligmakingsproses in jou lewe. Let net op, kosbaar. Jy hoef nie vir jou eie heiligmaking te werk nie. Want werke kan jou nie red nie. Jy geweet, heiligmaking het al baie gehoor in hierdie gemeente. Heiligmaking is menslik onmoontlik. Jy gaan dit nooit regkry uit jou eie krag nie. Net God kan dit doen. Wat sê hy? Wie doen die heiligmakingswerk? Hy het homself daarvoor oorgegee om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het. Verstaan nie, dis God wat jou heilig maak. Dis Jesus wat sy bruid heilig. Hy doen dit hierdie werking van die Heilige Gees. Ek wil jy nie vermoei vanmôre met te veel skrifte nie. Ek dink maar aan 1 Petrus 1 vers 2 wat dit uitdruklik sê, die heiligmaking van die Heilige Gees. My broeder en suster, wanneer jy werklik wedergebore word, wanneer jy jou hart en lewe aan Jesus gee, dan kom woon die Heilige Gees binne in jou en hy begin 'n proses van heiligmaking. Hy kom praat met jou, hy lei jou, hy leer jou. Wanneer jy keuses maak, ek weet ons almal het al gehoor, ek het dit Woensdag aand ook genoem, almal van ons het seker groot geword met die ouer generasie, ons oupas en oumas en paas en maas wat ons gesê het, want daar's altyd 'n oogie wat jou sien en 'n stemmetjie wat met jou praat. Luister my broeder en suster, dis nie 'n oogie en 'n stemmetjie nie, God sien jou. Dis die Heilige Gees wat met jou praat in jou gewete, en jou gewete lieg nie vir jou nie tensy hy toegeskroei is, maar die Heilige Gees kom en hy praat met jou. Elke keer as jy as kind van God 'n besluit moet neem, moet jy net stil raak. Bid daaroor. Jy weet wat is die regte keuse om te maak. As jy mooi luister, sal jou gewete vir jou sê. Nie jou gewete nie, die Heilige Gees deur jou gewete sal dit vir jou sê. Die heiligmakingsproses. Sien my, een van die ou pastore het altyd gesê, wanneer jy net tot bekering kom, dan haal die Here al die groot klippe, al die sonde, want jy is so klei in die hand van die pottebakker. Dan haal hy al die groot klippe uit. Maar daai proses hou nie op nie, soos wat jy gevorm en gemaak word hierdie pottebakker, soos wat hy draai op daai wiel, die klei. En die hande van die pottebakker voel aan die klei, dan hoe verder jy geestelik groei, hoe meer begin hy al hoe kleiner klippies uithaal. Maar die klippies gaan eers eendag finaal uitgehaal wees wanneer hy ons kom haal, maar ek en u moet nooit weerstand bied wanneer die Heilige Gees wil klippies uithaal nie. Hoe hartseer dat ons dit baie maal doen, wanneer die Heilige Gees met jou praat oor die ding in jou lewe wat nie reg is nie, dan skop ons vas en ons laat nie toe dat hy dit uithaal nie.
Heiligmaking, moenie daai proses stop nie. Die Here het vir ons die Heilige Gees gegee om juist te help om die bruid voor te berei vir Christus. Heiligmaking. Waar gaan dit? Dit gaan oor oorgawe. Dit is vir my so kosbaar en net om dit vir u te wys, uit hierdie selfe konteks uit, dis net 'n paar verse voor ons geleesde gedeelte, kyk wat sê vers 18 van Efesiërs 5. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid. Hy sê maar word met die Gees vervul. Dis slegs deur die krag van die Heilige Gees en die werking van God deur sy Gees, dat bruidskap haalbaar is. En hy wil dit vir jou doen. Hy wil dit vir jou doen. En soos ek net genoem het, ek noem vir jy net een extra versie, gaan ons aan volgende punt, maar Hebreërs 12 vers 14 sê, jaag die vrede na, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien. Die heiligmaking is nie onderhandelbaar nie. Dis 'n moed vir bruidskap. As jy wil bruid wees, hy kom vir 'n heilige bruid, wat heilig gemaak is deur sy Gees. Sy kan haarself nie heilig maak nie, maar sy het oorgegee dat die Gees haar heilig maak, elke dag. Dis 'n lewe van oorgawe, my broeder en suster. Gemeente, gered, gedoop, geheilig. Volgende enetjie, die bruid is gevoed. Het jy dit opgemerk? Wat sê hy? Hy sê vir ons, so behoort die mans, vers 28, hulle eie vroue lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het homself lief, want niemand het ooit sy eie vlees gehad nie, maar hy voed en koester dit net soos die Here die gemeente. Luister my broeder en suster, Jesus wil vir jou voed. Hy wil jou kos gee. Wat se kos? Ons het dit gelees. Omdat, vers 26, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad, deur die woord. My broeder en suster, die Here wil hy wil sy bruid voed, hy koester haar, hy voed haar. Hoe voed hy ons? Deur sy woord. 1 Petrus 2 vers 2 wat sê, en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. My broeder en suster, die bruid is gevoed. Is jy gevoed? Hoe gereeld eet jy? Of is jy ondervoed? Ons het, pastoor Roan het 'n reeks gebring, ek het Woensdag daarby aangehaak oor die wil van God, ons heiligmaking ensovoorts, en ons het gepraat oor hierdie dinge, hoe dat die wil van God is, dis maklik om dit te leer ken, want dis vir ons opgeteken. En ons hoor baie, jy moet gehoorsaam wees aan die Here, en as ek vir mense moet vra, is jy gehoorsaam aan die Here? Ja, pastoor, ek probeer my bes, ek's gehoorsaam aan die Here, maar dan wil ek die volgende vraag vra, nou, in watter opsig is jy gehoorsaam aan hom? Wanneer laas het hy met jou gepraat? Ek weet ons almal bid baie, want ons het almal skietgebedjies, en as jy ry, Here beskerm ons op die pad, help ons deur die dag, ons almal praat gereeld met die Here, vir al as daar probleme opduik, of as jy iets nodig het. Maar wanneer laas het die Here met jou gepraat? Deur sy woord. Het hy al vandag met jou wel? Vandag is jy daarom in die kerk, in die diens, en ek preek weer vir die koor, maar môre en oormôre? As jy een keer 'n week eet, fisies, hoe lank gaan jy leef? Voordat jy ondervoed is en sterf van die honger. Hoe hartseer dat dis die meeste mense in die kerkewêreld geestelik eet. Dis een keer 'n week. En dis as hulle in die kerk kom, of goue boodskap luister ergens. My broeder en suster, jy moenie, dis goed om daai goedjies ook, dis pudding, om video's te kyk aanlyn en preke te kyk en so by mekaar te kom. Hierdie is baie belangrik, ons moet ingeskakel wees. Maar luister, die Here wil met jou praat. In jou binnekamer, leer jou Bybel. Wil hy met jou praat? Dis hoe hy vir jou wil kos gee. Die bruid is gevoed, goed gevoed, nie ondervoed nie, my broeder en suster. Hoekom? Kom ek sê vir jou, kom ek stel dit anders. Wie van u kan onthou, nou ek weet ons jonger generasie het nie 'n idee van dit nie, want dis alles vandag op die selfone. Maar ek onthou nog 'n tyd, wat ons vir ons boyfriend en girlfriend briewe geskryf het. Nikkie het so 'n hele kartonboks vol daar by die huis van briewe wat ek vir haar geskryf het.
Ek moet eintlik weer begin, mens moet eintlik nooit ophou nie. Ek weet die jonger generasie, wel, mens kan dit seker 'n parallel daar trek. Die jong mense vandag as jy gekuis is, wel, ek dink jy hulle weet wat dit beteken. As jy 'n item is, wat is die terme wat hulle vandag gebruik, maar jy weet wat ek van praat. Jy, daai selfoontjie, lê daar reg. En jy kan nie wag dat hy of sy vir jou net 'n boodskapie stuur nie. Soos ons vroeër jare, ek kan nie wag vir die liefdesbriefie, wat het Nikkie nou vir my geskryf, wat se geheim gaan sy my nou weer vertel. En ek glo sy het daarom dieselfde, want sy het al my briewe gebeer, so, hoorie my broeder en suster, hierdie is nie werk nie. Hierdie is liefdesbriewe wat God vir jou en my geskryf het. Liefdesbriewe. Hoe gaan u voel? Hoe sou u voel as u vir u geliefde ordesbriewe geskryf het voordat julle die dag trou? En by die dag van die troue dan vra jy vir jou aanstaande, hoe het jy my briewe gelees? Nee, ek het nie tyd gehad nie. Hoe gaan jy voel? Luister my broer en suster, Jesus kom vir 'n bruid vir wie hy liefdesbriewe geskryf het om te lees. Ek en u mis dit. Baie maal mis ons dit, my broer en suster. Dit verraai het nie iets van ons eie hart nie. As Nikkie vir my 'n briefie geskryf het, maak nie saak waarmee ek besig was nie. Ek het dit eenkant gesit en ek het daai briefie gevat en ek het hom gelees en hom gekoester. Maar wat doen ek en u met die liefdesbriewe van die Here? Ek het nie vandag tyd nie. Ek het soveel goed om te doen. Ag my broeder en suster, ek en u mis die punt. Dis nie werk nie. As jy lief is vir die Here, gaan jy die Bybel verslind. Kan jy onthou toe jy net tot bekering gekom het, jy kon nie genoeg lees nie. Ek het my hart al in die Here gegee toe ek 3 jaar oud was. Baie jonk. 3 of 4 jaar oud. Ek kan dit nie eens onthou, my maat my vertel. Maar daar was 'n dag in my lewe toe ek ook 'n tiener was, wat ek 'n kragtige ontmoeting met die Here gehad het, waar daar weer 'n vlam in my hart aan die brand gesteek is. En ek sê nie ek was die eerste keer nie gered nie, want ek het die Here lief gehad van kleins af, maar daar was 'n oomblik toe ek 'n tiener was, wat daar 'n ingrype van God gekom het. Ek het die Nuwe Testament, my broeder en sê, ek sê dit nie om te brag nie, ek wil 'n punt illustreer. Ek as 'n tiener seun het die Nuwe Testament in 'n week deurgelees. Ek kon nie genoeg kry nie. Ons mis die liefdesbriewe van hier. En weet jy, dit verraai my en u gevoel teenoor hom. Is dit nie so nie? Sorry, ek het gesê, ek gaan nie van elkeen 'n preek maak nie, maar ons moet hierdie goed ook hoor. Die bruid, my broeder en suster, is gevoed. Hoekom? Want sy waardeer die liefdesbriewe, sy lees dit, sy verslind dit, sy neem dit in en dit voed haar. Dit stig haar. Weet jy, dis deel van die heiligmakingsproses. Die woord sal jou weghou van sonde, maar sonde sal jou weghou van die woord. Ok, volgende punt. Punt nommer 6, en dan sluit ek af. Die bruid is deel van die gemeente, sy is gered, sy is gedoop, sy is geheilig, sy is gevoed. Sy is gehoorsaam. Dit bring my by die eerste 3 verse wat ons gelees het. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Net vir 'n bonus, is dit nie dalk een van die redes hoekom dinge in baie huwelike skeefloop nie? Ek het nou nie oor die mans, ek hamer nou nie oor die vroue nie, maar want ons weet nie meer hoe om aan die Here gehoorsaam te wees nie, dis hoekom ons ook nie aan ons mans kan gehoorsaam wees nie. Maar ek wil net dit bysê, asseblief mans, jy mag nie hierdie skrif gebruik om jou vrou mee by te kom en te sê, die Here sê jy moet my onderdanig wees, as jy soos die duiwel leef nie. Jy moet dan soos die Here leef en vir haar voorbeeld stel. Slegs dan kan jy vir haar sê, die Here sê jy moet onderdanig. En weet jy wat, dan gaan dit maklik wees om onderdanig te wees. Maar okay, ek doen sommer 'n bietjie huweliksberading ook. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente. En hy is die verlosser van die liggaam, maar soos die gemeente aan Christus
onderdanig is, en ek haak net vinnig aan by die vorige punt, hoe kan jy gehoorsaam wees aan Jesus as jy nie eers weet wat se opdragte hy vir jou gee nie? Ek en jy moet die woord lees, dan kan jy weet wat hy van jou verwag, en dan kan jy dit gehoorsaam wees. Jy kan nie sê ek's gehoorsaam aan die Here, maar jy ken nie sy woord nie. En jy laat nie toe dat hy met jou praat nie. So, sy's gehoorsaam, sy's onderdanig, sy's oorgegee aan haar huweliksmaat. Sy's onderdanig. Sy doen wat hy van haar verlang. En dit gaan nie oor, hy's nie soos wat ons mans baie keer is, hard en lelik en, kyk hoe, ons het dit gelees, hy voed en koester haar, hy versorg haar, hy het sy lewe vir haar oorgegee. Hoe moeilik moet dit wees om so iemand onderdanig te wees? En gehoorsaam te wees as die Here van my iets vra. Kyk wat 'n prys het hy vir ons betaal. Dit is interessant dat hy sê en homself daarvoor oorgegee het. My broeder en suster, as ek en u enigstens besef die offer wat hy gebring het om jou en my kosbare siel te red, sal niks wat hy vir my en u vra te veel wees nie. As jy regtig besef die duur prys wat hy vir jou siel betaal het, sal jy enigiets doen wat hy vir jou sê. En dit sal nie werk wees nie, dit sal 'n liefdeswerk wees, maar dit sal uit liefde kom, dit sal 'n voorreg wees, nie 'n las nie. Sien met my, ek sluit af. Gemeente, gered, gedoop, geheilig, gevoed, gehoorsaam. Ek sluit af, die bruid is gereed. Die bruid is gereed. Altyd gereed. Waarvoor? Juis vir die koms van die bruidegom. Ons sien hier, hy sê, daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, vers 31, en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. So wat het dit met gereedheid uit te waai? Presies dit. Hulle twee sal een vlees word, dit gaan oor, en hulle vader en moeder verlaat, dit gaan oor die huwelikseremonie. Jy moet die Joodse gebruike verstaan weer eens. Wanneer die bruidegom en die bruidjie verloof is, dan gaan hy as bruidegom terug na sy pa se huis, en hy gaan bou aan die huis. Hy gaan bou aan, hy maak die huis groter. Klink dit bekend? Johannes 14, kyk ek gaan om vir julle plek te berei. Dis huweliksterme wat die Here daar gebruik. Nou kom Jesus, en hy sê vir ons, dis wat hy gaan doen, nou dis wat die bruidegom doen in die Joodse kultuur. En dan sê hy vir die bruidjie, jy moet gereed wees. Hy sal nou en dan nog kontak hê met haar, want hulle kan nou en dan nog ontmoet op die markplein, en hulle courtship, wat is nou 'n mooi woord daarvoor in Afrikaans? Die hofmaak, is dit die regte woord? Is baie mooi eintlik, hulle het sulke perke in, hy sal nooit die bruidjie alleen sien, voor hulle getroud is nie. Daar sal altyd iemand by wees. Dit sal altyd in 'n publieke area wees, daaroor kan ons nou nog ure praat, met ons jong mense, maar dan, hy sal natuurlik vir haar vriendinne, en vir mense in haar huis, sê, om sekere dinge, hy sal boodskapies oordra. Nou weet jy, dit klink vir my baie soos die Heilige Gees, wat ons lei, en ons leer, en ons help, né? Kommunikasie, kanaal is oop, so sy het 'n idee, wanneer hy gaan kom. Maar hy los 'n stuk misterie. Dan sê hy vir haar, as die tyd nou nader kom, jy moet elke aand in jou venster 'n lampie sit, 'n olielampie. En hy moet brand. Dit gaan vir my wys jy's gereed. En dan wanneer die huis klaar gebou is, sy weet nie wanneer dit klaar gebou is nie, maar sy kry so nou en dan 'n boodskap, die kombuis is klaar, die slaapkamer is klaar, maar sy het nie 'n finale, sy kan nie sê dag en datum nie. Maar as daai huis klaar gebou is, dan gaan hy eers na sy pa toe. En dan kom die pa en dan doen hy inspeksie. En as die pa tevrede is, klink vir my baie soos, nie as die seun weet nie, net die vader alleen. Sien die prentjie, dis hoekom Jesus hierdie goed gesê het. Dan gaan die vader in en hy kyk na alles, en as hy sê alles is reg, dan sê hy vir die bruidegom, gaan haal jou bruid. Nou wat hy doen is, daai aand, hy kondig dit nie aan nie, hy kom nie daar aan met 'n koets en perde nie. Daai aand, wanneer almal lê en slaap, die bruid weet nie eers hy's op pad nie. Dan kyk hy vir die lampie.
olielampie. En as die olielampie brand, dan weet hy sy's gereed, hy kan haar gaan haal. As die olielampie nie brand nie, sê dit eintlik vir hom, ek wil nie met jou trou nie. Olie in die lamp, julle ken die olie in die lamp prentjie? Maar glo my, as die bruidjie lief is vir haar bruidegom en nie kan wag om te trou nie, dan is daai olielampie, hy brand, en hy brand, en hy brand. En wat hy dan doen is, dan kom hy in die nag, dan kom steel hy haar uit haar ouer huis. En hy vat haar na sy pa se huis toe. As haar familie wakker word, dan is hy weg. Hoorie, waar is hy nou? Dan weet hulle, ek het die bruidegom met haar kom haal. En vir 7 dae lank, vat hy haar na die bruidskamer, in sy pa se huis. En hulle, die pa, doen die troue, daar's nog nie gaste, ete, niks. Die pa trou hulle in sy huis, en hy stuur hulle in die bruidskamer in. Dis net die bruidegom en die bruid, vir 7 dae lank, in die bruidskamer. En as daai 7 dae verby is, dan kom die bruidegom met sy bruid uit die kamer uit, en dan is daar die gaste, die ete, dan is dit die bruilofsmaaltyd. Dan hou hulle partytjie. Klink dit vir u bekend? Dis die prentjie van die Joodse huwelik. Nou, daar skrifte vir baie van die, ek gaan nie vanmôre op alles ingaan nie, ek wil dit net vir u sê. Wat is die bruid? Sy's gereed. Haar olielampie brand. Sy het haar gereed gemaak. Daar's vir my so verskriklike mooi vers in Openbaring 19. Kyk wat sê Openbaring 19 vers 7. Hy sê, laat ons bly wees en ons verheug, en aan hom die heerlikheid, hy praat van die lam, wat kom, né? Want die bruilof van die lam het gekom, en wat sê hy? En sy vrou het haar gereed gemaak. Nou net, die Heilige Gees kan jou heilig, maar ek wil vir jou sê, liewe broeder en suster, volgens hierdie vers, wie het haar gereed gemaak? Wie die bruid gereed gemaak? Wie het gesorg dat sy gereed is? En waarmee sy gesukkel het sy hulp gekry by die Heilige Gees. Die Bybel sê, en sy vrou het haar gereed gemaak. Ek wil vir u vra, my broeder en suster, is jy gereed? Jesus kom. Brand jou olielampie. Kan hy sien jy wag vir hom? Kan hy weet dat jou hart is reg? Jy kan nie wag dat hy jou kom haal nie. Luister my broeder en suster, as jy voorberei vir 'n aardse troue, hoeveel maande se voorbereiding vat dit nie? Om alles gereed te kry, jy wag mos nie tot die aand voor die tyd en nou wil jy skielik gereed maak nie. My broeder en suster, die bruid van Christus, wil ek sê, maak nie net gereed nie. Laat ek dit so stel, die bruid van Jesus, wag nie om gereed te maak nie. Die bruid van Jesus, maak gereed en wag. Sy wag op haar bruidegom. Sy maak gereed, sy bly gereed en nou in haar gereede in haar toestand van gereedheid wag sy dat hy haar kom haal. Elke dag wag sy vir hom. So my broeder en suster, sien nie die prentjie, die bruid van Christus en net so vir 'n bonus. Dis nou 'n punt op sy eie, maar ek gaan nie oor preek nie, wil dit net dit sê. Jesus kom vir 'n bruid wat hom liefhet. Al hierdie goed word opgesom in liefde, liefdeswerke. Baie skrif ook daarvoor. Jy gaan nie met iemand trou wat jou nie liefhet nie. As jy weet, ons manne, as jy weet, hierdie meisie met wie ek wil trou, is eintlik sy's liewer vir 'n ander ou as vir my. Jy gaan nie met haar trou nie. Ons dames, as jy weet, hierdie man wat met my wil verloof en met my wil trou, hy is eintlik meer lief vir ander meisies. Jy gaan met hom trou nie. Hoekom moet Christus met 'n bruid trou wat hom nie liefhet nie? Hy gaan nie. Sy bruid het hom bo alles lief en dit som al hierdie goed eintlik op. Dit is 'n verborgenheid. Is jy deel van die gemeente? Is jy ingeskakel? Is jy gered? Is jy bloed gewas? Is jy gedoop? Die verloofring? Is jy geheilig deur die Heilige Gees? Besig om geheilig te word? Deel van die gereedmakingsproses? Wat was die ander punte? Daar's nog 2 oor, né? Is jy gehoorsaam? Is jy gereed? Ek sluit af met 'n teksvers, met 'n vers, nie ons teksvers nie. 'n Vers wat ek al baie aangehaal het in hierdie gemeente. Hebreërs 9 vers 28 sê: So sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is. Dis hoekom hy die eerste keer gekom het, om die sondes van baie weg te neem. Hoor wat sê hy?
vir die tweede maal sonder sonde verskyn. Aan wie? Aan almal in die kerk. Dis wat hy sê. Aan die hele wêreld. Hoe gaan hy die tweede maal verskyn, my broeder en suster? Wat sê hierdie skrif? Hy sê vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. My broeder en suster, Jesus kom vir 'n bruid wat hom verwag. Ek sluit af met 'n skokwoord wat 'n pastoor gesê het, en dis eintlik, dit het my hart aangegryp. En dis nie om ons bang te maak nie, dit moet ons motiveer. Here, ek wil deel wees van die bruid. Hierdie ou het gesê, ekskuus, dis in Engels, dalk sal ek sal probeer in Afrikaans ook oorvertaal. Hy het gesê, I wonder when the rapture happens, if the church will even notice. Nie die wêreld nie. Dis hoekom ek, toe die ou dit sê, toe dog ek, maar dis die waarheid, hoe meer ek daaroor dink. Ek wonder wanneer die wegraping plaasvind of die kerk dit ooit gaan agterkom. Dis wat hy gesê het, my broeder en suster. Ek dink dit som die boodskap mooi op, kom ons maak seker ons is deel van die bruid, kom ons bid saam. Here, baie, baie dankie. Dankie dat u woord eintlik so duidelik is. En wat 'n pragtige prentjie, Here, die huwelik is 'n prentjie van die godheid. So van Christus en sy bruid. Help ons, Here, om gereed te wees. Om ingeskakel te wees, ingeskakel te bly, nie toe te laat dat die verwarring wat in die wêreld in die gang is, ons verwar en ons geestelik van die pad aftrek, Here, maar dat ons ingeskakel sal bly, getrou sal wees, dat ons gered sal wees. Here, dankie dat U ons kosbare siele gered het, gedoop, al hierdie dinge dat ons dit sal nakom. Dankie vir ons wat dit al reeds gedoen het, maar dat ons daarvolgens sal wandel en sal lewe, Here. Dankie vir die heiligmaking wat die Heilige Gees in ons lewens bewerk. Help ons om net elke dag aan hom oor te gee en toe te laat dat hy ons reinig, dat hy ons skoon maak, dat hy die dinge uithaal wat nie daar hoort nie. Ag Here, help ons om ook gevoed te wees deur U woord, gehoorsaam te wees aan U woord, aan die opdragte, en dat ons ook gereed sal wees wanneer U ons wil kom haal. My gebed is, Here, as enige iemand vanmôre hier is wat U nog nie ken nie, of wat luister na die video, dat daar waar hulle is, dat hulle na U sal roep. Here, U roep vanmôre na ons. Ek wil jou red, ek wil jy moet deel wees van my bruid, ek wil nie jy moet verlore gaan nie. Ek wil jy moet saam my gaan, bruilofsmaal wag. Help ons daartoe, Here. Ook hulle wat aanlyn kyk. Ag en Here, as al van ons ander is wat al bietjie afgekoel het, soos wat U in een van die gemeentes ook gesê het, was dit aan Efese wat U gesê het, ek het dit teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Ag Here, sal U weer in ons harte ons liefde vir U aan die brand steek, dat ons U weer bo alles sal lief hê. Dat ons U sal lief hê soos 'n bruid haar bruidegom moet lief hê. Dankie dat U ons daartoe help, Here. Ons besef uit onsself uit is ons tot niks toe in staat. U kan ons niks doen nie, maar U Gees wil in ons werk om te wil, sowel as om te werk na U welbehae. U vra net ons moet oorgee. My gebed is, Here, vir myself en ons kosbare gemeente, dat ons elkeen gereed sal wees om U te ontmoet. Dankie dat ons dit vir U mag vra. Sal U hierdie woord lewend maak in ons harte. Bid ons in Jesus naam. Amen. So dankie dat U vandag by ons ingeskakel het. Ons gebed is dat vandag se diens vir U tot groot seën was. U is so welkom om dit ook met ander te deel. U is ook welkom om ons te kontak. Ons as leraars en herders van hierdie gemeente is lief vir ons gemeente en ons is bereid om enige tyd met U te gesels. Sou U dalk 'n probleem hê, 'n gebedsversoek of net lekker wil gesels, is U so welkom om enige een van ons te kontak by die kontakbesonderhede wat op die skerm verskyn. U kan ook ons kerkgebou self besoek by 1 Tafelberg Singel in Valpark. U kan ook aan ons skryf by posbus 61887 Valpark 1948. Ons wys ook vir U ons sosiale media besonderhede. U kan ons webtuiste besoek by www.agsvalpark.co.za. U kan ons ook e-pos by die kantoor by kantoor@agsvalpark.co.za. U kan ook ons YouTube kanaal by inskakel. Ook daar sal U al ons boodskappe wat ons weekliks uitsaai, sal U daar te vind kry. U kan ook op Facebook ons vind, ook by Twitter
As ook op Telegram het ons 'n groep waar ons al ons nuutste besonderhede en nuus ensovoorts uitsaai. U kan ook op daardie skakel ingaan en dan sal u ook daardie besonderhede ontvang. Indien u voel om ook ons gemeente op finansiële gebied te ondersteun, is u so welkom om enige bydraes in te betaal by die bankbesonderhede soos dit op die skerm verskyn. Enige bydraes word opreg waardeer en mag die Here u ook baie ryklik seën daarvoor. Ons bid vir u 'n wonderlike week toe uit die hand van ons Here Jesus Christus. Amen.